hoofstuk 9. Ons gaan so van vers 32 af werk. Nou Handelinge is een van daai boeke wat as jy regtig net so 'n bietjie wil hê jou geloof moet gestig word. Ek sê altyd as Handelinge jou nie opgewonde kry oor wat die Here doen nie, dan weet ek nie wat se boek in die Bybel sal nie. Is een van daai kosbare gedeeltes uit God se woord uit. Maar ons kom by 'n spesifieke gedeelte waar 'n vroutjie wat toe nou bekend geword het later as Dorcas, waar sy ook uit die dode uit opgewek word en dit het my hart heavy aangegryp en ek was opgewonde gewees en hoe meer ek dit gelees het, hoe meer het ek gesien daar is baie meer wat in hierdie storie steek as net die gebeurtenis van dit wat gebeur het en so gaan ek 'n bietjie met jou praat oor hierdie tema besluit voor die tyd. Dis belangrik dat ek en jy voor die tyd sekere goede vir onsself sal uitmaak, sodat wanneer ons deur sekere goed gaan, ons nie sal sukkel nie. Dit is baie, baie, baie belangrik dat ons sal kies om te sê, hierdie is wie ek is, hierdie is hoe ek gaan maak, en hierdie is die beginsels waarvolgens ek my lewe gaan inrig. Dit is my belangrik, ek weet nie of jy regtig naby die Rassie Erasmus en Springbokke so bietjie agter die skerms goed te volg oor die laaste 2 of 3 jaar nie. Maar Suid-Afrika is op hierdie stadium, ons is daarom 'n billike rugby span, jy weet ten minste. As ons daarom nou nie die beste is nie, as ons daarom baie naby aan die beste. Maar jy sien, hulle het nie daar gekom deur net eenvoudig Saterdag vir Saterdag op te daag vir die game nie. Daar was so 'n bietjie 'n dinkmanier gewees, daar was strategie, daar was planne gewees. Een van die groot goed en ek weet nie of jy dit weet nie, maar die hele bomsquad bedryf was 'n plan gewees. Rassie het voor die tyd gesit en hy het besluit en hy het beplan en hy het gesê, so hierdie spelers, dit gaan hulle rol wees. En so toe die game kom, toe kan die bokke die game speel en hulle kan die game wen. En dit gebeur heeltemal te veel keer, dat ons as kinders van die Here, eers wag vir Saterdag, ons daag op vir die game, en dan wil ons nou begin om goed uit te figure. En so hierdie besluit voor die tyd, ek hoop om 1 of 2 beginsels in jou hart vas te maak, sodat jy ook die wonderwerke kan beleef, wat ek glo Vader wil hê ons moet beleef. Dat jy ook die great oomblikke saam met die Heilige Gees kan hê, omdat jy reeds sekere goed gekies het. En die storie gaan so en so ek wil graag vir jou die hele storie lees. Hy sê, onderwyl Petrus oral rondgegaan het hy ook gekom by die heiliges wat in Lydda gewoon het. En hy het daar 'n man gevind met die naam van Eneas, wat al 8 jaar bedlend en verlam was. En Petrus sê vir hom, Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. En hy het dadelik opgestaan. Dit is mag die Here vir ons help. Is en al die inwoners van Lydda en Saron het hom gesien en hulle het tot die Here bekeer. En in Joppe was daar 'n sekere dissipelin. Julle weet, nee, is 'n vroue disipel. Het julle geweet vrouens kan ook disipels wees, of vertel ek julle? Moeders, ons het nie van julle vergeet nie, hoor. Julle goedjies kom, okay, so bly nou by my. En haar naam was Tabitha, en as dit vertaal word, beteken dit Dorcas, so ek gaan praat van Dorcas. Hoor mooi wat sê hulle van haar, sy was oorvloedig in goeie werke en in almoses wat sy gedoen het. Ken jy dalk so iemand? Hy sê, in die dae het sy siek geword en sy het gesterwe. En hulle het haar gewas en in die bovertrek neergelê. En dis waar ek begin wonder het, wat gaan hier aan? Hy sê, en omdat Lydda naby Joppe was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle 2 manne gestuur om hom te smeek en dat hy sonder uitstel na hulle toe moes oorkom. En dit is so om en by tussen 8 en 10 ure se travel time gewees om vir Petrus in die hande te kry. En Petrus het opgestaan, hy het saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, toe bring hulle hom in die bovertrek. Nou daai is baie belangrik om te weet, die bovertrek. En al die weduwees kom by hom en staan en ween en wys hom die onder en die bootklere wat Dorcas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. Dit was haar goeie dade gewees. Sy het klere ook gemaak vir die armes. En Petrus het almal buitentoe gestuur
neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. En dit het bekend geword in die hele Jope en baie het in die Here begin glo. En hy het 'n geruime tyd in Jope gebly by 'n sekere Simon wat 'n leerlooier was. En hierdie is 'n groot gedeelte van hoe die Here in die grootheid van wie hy is op hierdie oomblik vir Dorcas genade gehad het en hoe hy ook vir Petrus gebruik het. Maar daar was iets gewees in hierdie gedeelte wat my gevang het, want as jy Levitikus 11 gaan lees, dan lees jy dat wanneer iemand aan 'n liggaam raak, dan sal hulle vir 7 dae onrein wees. En so die Jode het die gebruik gehad dat wanneer iemand gesterf het, dan het hulle gewas, maar hulle het hulle so vinnig as moontlik uitgekry. Hulle het so vinnig as moontlik probeer om die liggaam te begrawe. Nou die bovertrek is letterlik 'n bovertrek. Jy moes opgaan na hom toe. En so toe ek dit lees, toe wonder ek, maar hoekom? Hoekom sou dit wees? Hoekom doen hulle dit anderster? Gewoonlik sou jy die liggaam naby die deur gehou het, op een of ander plekkie hierso, jy sou die liggaam vinnig gewas het en dan met die liggaam uit. Hoekom? Want as jy dan vir 7 dae onrein is, dan mag jy ook nie deelneem aan sekere rituele in die tempel nie. Julle volg my. En so hier's wat ek toe nou sien, en ek hoop jy sien dit saam met my. Daar was 'n verwagting gewees van hierdie mense. Hulle het voor die oomblik van die wonderwerk, het hulle gesê, kom ons sit daar eers in die bovertrek, en kom ons gaan haal vir Petrus, want net miskien sal die Here vir ons genadig wees, en net miskien sal hy sy instrument gebruik in sy hand, en net miskien sal sy opstaan uit die dode uit. Hulle het voor die tyd iets besluit. Hulle het voor die tyd besluit om iets met hulle geloof te verenig. En so ek wil vir jou sê, kies voor die tyd om reg te maak vir jou wonderwerk. Nou, ek wil net vir al die realiste, soos ek, sê, ek gaan aan die einde praat oor die realistiese kant hiervan. Maar ek het vanoggend 'n opdrag van die Here om ook jou geloof te stig, dat ek en jy weer sal onthou dat die God van wonders doen vandag nog wonderwerke. Ons kan so vinnig in ons realiteit vasgevang word. Ek is oortuig daarvan, hierdie was nie die enigste persoon waarvoor Petrus gebid het nie. En Vader het van tyd tot tyd gekies om sy gebed te beantwoord en die persoon uit die doodheid op te wek en ander kere nie. Ons gaan daarby kom. Vir nou wil ek jou vra, is jy al so afgestomp? Het jy al so gekonfronteer geword met die realiteit om jou, dat jy nie meer besig is om voor te berei vir jou wonderwerk nie? Want jy weet daar's 'n kans, né? Ek ry donderdag by mense en vra hulle my so 'n bietjie uit oor die seuns en ek kan hoor daar's 'n behoefte om opgewonde te wees oor die moontlikheid dat die Here iets kan doen en hy kan iets doen. Ons weet net nie wanneer nie, maar hy kan. Maar ek en jy moet onsself voorberei. Jy sien, as hulle hierdie liggaam gevat het, sommer net hier naby neergesit het en dalk selfs al op pad was graf toe. Ek het hierdie prentjie gesien in my gees, hoe die Here graag 'n wonderwerk wil doen vir sekere mense, maar ons is so besig. Ons is so besig met ons eie omstandighede, ons is so besig met ons eie dinge. Ons is eintlik al op pad graf toe. Ons sien nie meer, ons weet nie meer, julle is met my. Nou ek weet dat die Here kan in sy grootheid enigiets doen. Maar ek wil jou vra, moenie die oomblik van 'n wonderwerk mis, omdat ons nog nie besluit het nie. Ons moet voor die tyd besluit. Wie gaan ons vertrou en waar gaan ons vertroue wees? Gaan ons nog kies om die Here te vertrou? En dis hoekom hulle aan die bovertrek neergelê het, want daar was 'n verwagting dat die Here iets sal doen. Markus 2 sien ons hierdie. Kan julle onthou daai vriende wat hulle vriend hierdie dak laat sak het? Nee, en daai is regte vriende om te hê, hoor. Vra jouself bietjie die vraag af, wie is jou pelle? En dan vra jy jouself, sal hierdie pelle my na Jesus toe dra as ek dit nodig het? En as die antwoord ja is, great, dan het jy goeie pelle. Dit is hoe dit behoort te wees. Maar let op wat sien Jesus. Hy sê, en toe Jesus hulle geloof sien,
Toe sê hy vir die verlamde seun, jou sondes is jou vergewe. Was Jesus van plan gewees om hierdie ou gesond te maak? Jy kan nou sê, uit sy godheid uit het hy geweet, en so aan en so meer. Maar die Bybel sê vir ons, daar was iets wat hy gesien het, voordat hy die wonderwerk gedoen het, en my vraag vandag vir jou is, sien God dit nog by jou? Is daar nog geloof in jou hart? Hou jy nog styf genoeg vas aan die moontlikheid dat Vader 'n wonderwerk gaan doen? Daar is nog 'n kans. En ek weet, as jy al vir dit soveelste keer gaan vra het, raak dit soms moeilik om vas te hou aan die wonderwerk. Maar wil jy nie, as ek maar die metafoor kan gebruik, wil jy nie dalk kies om in steede van net deur die ritme van die lewe te gaan nie net die liggaam te was, naby die deur te sit, vinnig uit te kyk, wil jy nie dalk die ritme stop en vir 'n oomblik in die bovertrek ingaan met 'n verwagting dat die Here ook vir jou iets kan doen nie. Die Bybel sê vir ons, Jesus het hulle geloof gesien. Ek bid dat hy ook by my en jou geloof sal sien. Ek bid dit vir ons gemeente. Ek het laas Sondag vir julle gesê, ek en Ruben gaan in besonder tyd maak om by die Here te hoor oor die gemeente, en ek is baie opgewonde om vir jou te sê, die Here het met ons gepraat, daar is mooi goed op pad, ek vertrou die Here, want ek wil nou reeds kies om te sê, dat die beste tyd van Groblersdal is toe nou nie verby nie, en dit is nie nou maar net ons verlang na die goeie ou dae nie, ek sien uit met verwagting en geloof van wat die Here ook gaan doen in die dorp en in die gemeente. Ek kyk uit vir dit. Ek het 'n belofte om aan vas te hou vir dit. Ek het klaar besluit dat ek gaan die Here vertrou, irrelevant van hoe dit om my lyk. En ek wil jou vra, liewe gemeente, vertrou asseblief saam ook, dat ons die volheid sal beleef van dit wat die Here vir ons in store het. Hulle doen ook 'n ander ding. Hulle kies ook iets wat ek jou wil uitnooi om te kies. Hulle onderskei die liggaam. Jy sien, Petrus was besig gewees, hy het nou net daar 'n verlamde ou voorgebid en hy het opgestaan en hulle het besluit, so kom ons gaan kry hierdie Petrus. Nou kan ek vir jou dit sê, is julle gemaklik met die feit dat almal van ons het nie dieselfde gawes nie? Ons is nie dieselfde nie. En die Bybel verduidelik dit so, hy sê, ons is 'n liggaam. So dis hoekom hulle 2 manne gestuur het om vir Petrus te gaan haal, want hulle onderskei die liggaam. Nou ek wil 'n paar goed net sê om dit, sodat jou hart net lekker geposisioneer is. In die plek, al die liggaamsdele lyk nie dieselfde nie. Ore lyk nie soos neuse nie. Neuse lyk nie soos monde nie. Gesigte lyk nie soos hande nie. Ek en jy moet op 'n volwasse plek kom, waar net omdat ek anders is, beteken nie ek is reg en jy is verkeerd nie. Die liggaam van Christus, omdat ons nie slaag daarin om die liggaam te onderskei nie, dink ons dat elke deel van die liggaam wat anders is skielik nie meer deel van die liggaam nie. Dis nie so nie, dis eenvoudig anders. Met 'n doel. Nou wil jy 'n storie vertel. Het een van julle gesien, die pastoor het so 'n houtjie voor die voorkop. Het julle gesien? Dit was frakseer hoor, ek sê julle man, dit was die, nou laat ek jou die storie vertel, terwyl ek jou leer van die liggaam. Dat wanneer 'n mens graag 'n bok wil skiet, dan het jy die voete nodig, jy het die hande nodig, jy het die oë nodig, jy het die ore nodig, jy het die skouer nodig. Kan 'n hand sonder 'n oog 'n bok doodkry? Ek dink nie so nie. Onthou dat ons mekaar nodig het, liewe liggaam. Dis die hartseerste deel, dat die vyand die kerk oortuig het dat ons mekaar nie nodig het nie. Dis 'n tragedie. Want wat gebeur is, byvoorbeeld, nou gin my die voorbeeld, jy besef dat die neus
is effe meer sensitief as die oor vir die onderarm. As die onderarm 'n bietjie gewerk het, dan wil die neus nie eintlik vreeslik baie te doen hê met die onderarm nie. Dit was nie vir hom 'n lekker plek om te wees nie. Maar as ons deel van dieselfde liggaam, ons is deel. Maar nou kom jy by die gemeente. Nou is die eerste 4 ouens wat jy groet, almal onderarms, en nou is jy in neus, en nou voel jy, ek hoort nie hier nie. Jy hoort hier. Jy hoort hier. Dis hoe dit moet wees. Ons is nie veronderstel om almal presies dieselfde te lyk en dieselfde te dink en oor alles dieselfde te voel nie. Dit is oukei. En nou wat gebeur is, omdat die neus sensitief is vir die onderarms, eindig die neuse baie keer op by die huise. En hulle sit almal by die huis. En as die kos baie lekker is, dan kan niemand ruik, daar's eintlik lekker kos nie. Want al die neuse is weg. Dis oukei dat ons anders is. Dis ook oukei dat as jy nou in die gatertjie klim, en ek sê nou nie dit gebeur nie, maar as dit dalk sou gebeur het, en jy lê heeltemal te ver vorentoe, so, en jy het nou 'n trigger cam bo op jou geweer gesit, want jy wil dan nou vir mamma kom wys hoe lyk dit as jy die bok raak skiet, nê. As dit jy nou daai ding, en jy kom nie agter, daai bedryf is amper nie teen jou oog nie. En die vinger besluit om die sneller te trek, en die skouer keer om nie. Dan kyk ek deur daai scope en ek soos frik, die scope is dan dof. Ek kyk so op, ek soos die hele aarde is dof. Kan ek met jou iets deel wat ek dink belangrik is? Partykeer maak die liggaam homself seer ook. Partykeer in 'n oomblik waarin ons nie oplet nie, doen ons as liggame goed wat die ander lede van die liggaam seer maak. En in daardie oomblik moet ek en jy kies, hoe gaan ons deel met ons seer? Ek wil jou vra, besluit voor die tyd dat jy jou plek en rol in die liggaam gaan inneem, irrelevant van of dit soms nie heeltemal so lekker ruik en of dit soms partykeer 'n bietjie seer maak, dat jy sal sê, ek weet wie ek is. En party dele van die liggaam is so bietjie meer sensitief as die ander dele van die liggaam. Ek is vir een of ander rede vreeslik kielierig onder my voete. En so my voete is bietjie sensitiewer as die ander dele van my liggaam. En soos jy dalk deel uitmaak van die meer sensitiewe deel van die liggaam, mag die Here in besonder vir jou genade hê. En as jy dalk deel uitmaak in die liggaam wat nie so sensitief is nie, mag die Here ook vir jou genade hê om ingestel te wees op die res van die liggaam. Mag ons kies, mag ons intentioneel wees, veral met ons woorde, om nie teen die liggaam van Christus te spreek nie. Onderskei die liggaam. Hy waarsku ons in 1 Korintiërs 11 dat ons die liggaam moet onderskei. Dat ons nie dalk iets sleg sê van die liggaam van Christus nie. In 1 Korintiërs 12:12 bevestig hy net alles wat ek nou gesê het. Hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die liggaam een is, al is hulle baie, een liggaam, so ook Christus. Ons is een liggaam. Is deel van die liggaam van Christus. Ons lyk soms anders en ons doen soms anders. Maar ons behoort as liggaam te let dat ons mekaar nie seer maak nie. Maar wanneer ons doen, maak dit ons nie minder deel van die liggaam nie. Kom ons verarm nie onsself nie. Ek het baie vroeg in my bediening eendag die prentjie gesien van 'n baie gebroke liggaam. Van 'n arm wat hierdie kant lê en 'n been wat hierdie kant lê en 'n sieklike liggaam. En toe ek die Here vra oor dit, toe het ek ervaar dat dis die kerk. Die kerk is in stukke, in flarde. En dan vra ons nie, maar hoekom kan die kerk nie die Comrades hardloop nie? Hoekom doen die kerk nie beter hierop nie? Hoekom doen die kerk nie? En die antwoord is eenvoudig, want die liggaam is gebroke. Die deel van die liggaam wat veronderstel is om dit en dat en sis te doen,
is net eenvoudig nie daar nie. Mag die Here vir my en vir jou genade hê, veral in die seisoen wat voorlê. Mag ons weet wie ons is, mag ons weet waar pas ons in. En so nie alleen het dit my opgeval uit Levitikus 11 dat hulle die liggaam in die bovertrek sit nie. Nee, daar's ook 'n ander gedeelte in Levitikus 11 wat in die heel laaste versie, hy mention dit net so, hy sê dit net so in vers 43, maar toe ek dit lees, toe besef ek, maar hy's iets aan die go. Dis asof die Here behalwe vir hierdie wonderlike storie wat ons moet van kennis neem, wat my en jou geloof moet stig, is daar iets wat die Here vir my en jou wil sê. En dis net hierdie. Hy sê, hy het 'n geruime tyd in Jope gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Maar as jy Levitikus 11 ken, dan weet jy dat die Joodse wet sê dat as iemand aan 'n gedeelte van 'n karkas gevat het, dan is hulle tot die aand toe onrein. Nou as jy 'n leerlooier is, dan vat jy elke dag aan een of ander deel van 'n karkas. Maar nou verder as dit, as iemand dan nou onrein is, en hulle raak aan iemand, dan is hulle ook onrein. En so Petrus moet 'n moeilike call maak, want eintlik stel hy homself baie bloot deur by die leerlooier te bly. Eintlik, as die mense hoor hy bly by Simon, veral die Jode, gaan nie naby hom wil kom nie, want hulle gaan bang wees, hy het dalk aan Simon geraak wat hom onrein maak, en as hulle dan nou aan hom raak, dan is hulle ook onrein. Julle is met my. En so hier's wat ek jou op wil challenge, is ek wil jou vra om voor die tyd te besluit om gehoorsaam te wees, al kos dit jou 'n prys. Petrus moet op hierdie stadium teen alles wat hy geleer is as jong seun gaan, want hy is geleer as Jood, moenie by hierdie ouens bly nie. Moenie naby hulle kom nie, isoleer jouself. Nou ons kan iets hiervan, so het Petrus in sy kultuur, is hy iets geleer, wat nie in lyn is met God se woord nie, en nou moet dit gekonfronteer word, en dit kos hom 'n prys. Jy sal net die volgende hoofstuk handel juis daaroor, Handelinge hoofstuk 10, hy handel juis daaroor, hoe Petrus se opbrengs in sy kultuur gekonfronteer word. Ek wil jou vra, liewe kind van die Here, besluit voor die tyd wie jou identiteit gaan bepaal. Jou skepper of jou kultuur. En dit is makliker wanneer ons na ander se kultuur kyk, so bly nou by my. Sal dit vir jou aanvaarbaar wees dat sou iemand wat uit die Afrika kultuur uitkom en tot geloof kom, sou dit vir jou aanvaarbaar wees as hulle aanhou om voorvadergeeste te aanbid? Nee, maar dit is deel van hulle kultuur. So die ritme is baie eenvoudig. My kultuur moet deur God se woord gekonfronteer word en God se woord moet wen. Dit is wat ek jou vra om te besluit. As ons sê ons is kinders van God, as ons sê dat ons wil gehoorsaam wees, al kos dit ons 'n prys, as ons wil sê, ja Here, ek sal doen wat U van my vra, deel van daardie ja is om te sê, as my kultuur goed doen en glo wat nie in lyn is met God se woord nie, dan hoort dit ook nie by my nie. Al is ek so geleer, al is dit deel van my opbrengs. So as my kultuur vir my sê haat, maar God se woord sê hê lief, dan gaan ek lief hê. As my kultuur vir my sê isoleer jouself, maar God se woord sê gaan dan heen en maak disippels, dan wil ek heen gaan en disippels maak. Want my kultuur kan nie sterker wees as God se woord nie. My identiteit is eerste by hom. En ek wil jou uitnooi om voor die tyd te besluit, om gehoorsaam te wees, al kos dit ook vir my en vir jou 'n prys. Sien, ek wil toe nou uitfigure, waar is ons? Ek wil toe nou sien, hoe ver was Petrus gewees van hierdie mense af? En ek vat die stad se naam en ek sê vir Logos, is nou die Bybelprogram, ek sê gou vir my oralster waar in die Bybel is Jope. Ja. En
En die eerste plek wat uitspring is waar Jesus, waar Jona bly in die Ou Testament. Is dieselfde plek. Nou bly nou net, ek dink nou nie daar's 'n ooreenkoms tussen al die gebeure wat in Jope gebeur het nie. Ek dink nie so nie. Maar ek dink ook nie dis alles toevallig nie. Ek dink daar is oomblikke wat Vader in sy soewereinheid gekies het dat sekere goede op sekere maniere gebeur sodat ek en jy ook ietsiekie kan leer. En so net soos wat Petrus moes kies om gehoorsaam te wees, al is dit teen sy kultuur, dieselfde fout is die fout wat Jona maak. Kan julle onthou? Here sê vir hom, gaan na Ninive. Hy's in Jope, hy klim op daar op Jope, klim hy op die skip en hy gaan Tarsus toe en dan gebeur al die goede. Dan gaan Jona, hy gaan preek die preek wat die Here vir hom gesê het, hy moet gaan preek nadat die vis hom nou uitgespoeg het. Julle volg my, né? Kan jy nog onthou toe op Sondagskool was? Daai storie, ek praat van hom. Maar dan in Jona hoofstuk 4, hoor wat sê Jona, hoor hoe moet hy werk met sy teleurstelling. Toe bid hy tot die Here en sê, dis nou Jona wat praat. Ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. So iets wat gebeur het. Jona het gepreek en gesê God gaan die stad verwoes. Die stad het berou. God het gekies om hulle nie te verwoes nie. En nou is Jona kwaad. Hoekom is hy kwaad? Want nou lyk hy soos die ou wat verkeerd gehoor het. Hy's nou soos, verstaan, sy kredietwaardigheid as profeet word nou bevraagteken. En nou moan hy by die Here, hy sê, het ek dit nie geweet nie. Hy sê, daarom het ek van tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, die een wat berou het oor die onheil. Nou ek wil 'n paar goed vir jou sê. Ek wil in die eerste plek hê dat jy moet hoor, kies asseblief om gehoorsaam te wees irrelevant van die uitkoms. Jona het nie verkeerd gehoor nie. Ons sit met hierdie teologiese probleem, dat as die Here sê so, dan gaan ons baie keer, ons doen so, en dan werk dit nou nie lekker uit soos ons gedink het nie, en dan dink ons het verkeerd gehoor. Hou nou vas. Jona, het hy reg gehoor of verkeerd gehoor? Hy het reg gehoor. Het hy gedoen wat hy moes doen? Hy het gedoen wat hy moes doen. En aan die einde sal die Here doen wat hy moet doen. Ek en jy het 'n opdrag. En volgende wil ek dit in jou hart vasmaak, om in geloof aan te hou, vashou aan die Here, vir die oomblik wat hy 'n wonderwerk wil doen. Wanneer God dan kies om dit te doen, is in sy hand. Daarom leer hy ons, wanneer hy ons leer om te bid, die Onse Vader, in die laaste vers vir vanoggend. As jy so met ek en jy dan bid, hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, sê, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Net soos in die hemel, so ook op die aarde. Onthou, ek het gesê, ek sal met die realiste in ons praat, hier na die einde toe, so ek is nou by jou. Ja, ons moet in geloof wandel. Ja, ons moet voor die tyd besluit om in geloof te wandel. Ons moet voor die tyd besluit om die liggaam te onderskei. Ons moet voor die tyd besluit om genuine gehoorsaam te wees. En as ons alles gedoen het wat ons moes doen, dan bid ons, Vader, laat U wil geskied, nie my wil nie. Ons kan nie ons wil op God wil afforceer nie. Kan ek dit met jou iets deel? Het een van julle vir Tannie Dorcas ontmoet iewers in die week wat verby is? Kan een van ons wat hier sit Israel toe vlieg, Tel Aviv toe, waar Jope is, en by Tannie Dorcas gaan sit en kuier? Ons kan nie, hoekom nie? Want sy is weer oorlede. So bly by my, want jou teologie moet mooi die patroon volg. Daar was een keer gewees wat sy oorlede was. En God het sy grootheid om die autoriteit van die apostels te bevestig, om die mense te dien, het Vader gekies om uit die dode uit op te wek. Ek is nie seker die tweede keer toe sy oorlede is, of hulle haar weer bo vertrek toe gevat het, en of hulle haar net langs aan neergesit het en gesê het, ons moet gaan met haar graf toe nie. Ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie. Maar wat ek wel weet is, daar was 'n dag. Daar was 'n dag wat sy oorlede was, en hulle haar gaan begrawe het, wat dit nie die wonderwerk was nie. En dit is alles Vader se wil.
Ons berus by die grootheid van wie hy is. Ons weet ook dat daar 'n dag sal kom, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek herinner myself graag daaraan. Julle weet hy kom, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En daar die nuwe hemel en nuwe aarde sal daar nie meer dood wees nie, daar sal nie meer siekte. So al die slegte goed wat hier op aarde is ook op 'n timer. 'n Baie oulike boer, en hy sê oulik, hy's eintlik baie kwaai geweest, het graag vir my gesê, altyd in my oë gekyk en sê vir my, dit sal ook verbygaan. En dis die waarheid. Hoe groot ook al die uitdaging, dit sal ook verbygaan. Alles is tydelik hier op aarde. Daar is sekere goed wat nie gaan verbygaan nie. Die Bybel sê vir ons liefde byvoorbeeld sal nie verbygaan nie. Dit vergaan nimmer meer. Mag ek en jy vashou in die wete. Ja, ons kies. En ek wil jou aanmoedig om te kies. Moenie wag vir die game om te begin voordat jy keuses maak nie. Kies vandag. Maak jou mind op. Besluit vandag om Vader te vertrou vir elke wonderwerk wat in jou lewe moet plaasvind. Kies om te onderskei wie die liggaam is, sodat jy op die regte tyd die regte persone kan vra vir die regte goed. Kies om gehoorsaam te wees, al is dit moeilik, al kos dit jou 'n prys. En as alles verby is, kies om berusting te vind in wie hy is, ook in sy wil. Nou ek wil jou vra om jou oë net toe te maak vir 'n oomblik, en ek wil vra of die musiekouens, wil julle nie asseblief net na vore